Jou geld verdien meer as net raaiwerk. Die raad wat jy volg kan immers jou toekoms bepaal. Thys gesels nou met Rian Grobler van Everest Wealth oor hoe om die regte vennoot te kies om jou doelwitte te bereik. Dankie Elsa en natuurlik baie welkom Rian Grobler van Everest Wealth. Baie dankie, lekker om hier te wees. Voorregs myne. Ja, sê. Maar is Rian net so vinnig vir die kykers wat buite wat dalk nie weet nie, wie en wat is Everest Wealth? Ja, so Everest Wealth is al meer as 20 jaar aan die gang. Ons is in twee verdeel. So ons het ons fondsbestuurslisensie wat onder 795 val, as ook ons advieslisensie wat onder 4945 val. So ons word in twee verdeel, maar ook beide het ons fiduciêre dienste as ook korttermyndienste. So ons het spesialiste in korttermyn. So sou jy enigiets wil weet in jou korttermyn of 'n nuwe kwotasie wil aanvra, maak met ons kontak, maar ook in terme van enige advies wat ons vir jou kan bied, kan ons dan doen. En dan die belangrikste van alles is daai fondsbestuurslisensie, daai kategorie 1, 2 en 2A lisensie. Is die een wat belangrik is. En dit is natuurlik baie belangrik ook om regulatories dan basies weet aan hierdie vereistes te voldoen. Maar daar's baie kere ook natuurlik daai ding van onafhanklikheid. Dis 'n makelaar wat sê ek is onafhanklik. Okay, maar wat is die verskil tussen 'n direkte adviseur en 'n onafhanklike adviseur? So kyk hier, daar's verskillende vorms van advies en soos wat jy sê, is direkte of 'n onafhanklike adviseur. So vir ons belangrik is 'n onafhanklike adviseur is 'n persoon wat jy kom na hom toe en jy sê vir hom, luister, dit is my doelwitte, dis wat ek wil bereik. As hy net vir jou een produkhuis se produkte kan aanbied, so kom ons sê die blou huis, dan weet jy hy kan net dit doen. Waarby ons kan vir jou groen, blou, pink, oranje, enigiets in die mark wat daar betrokke is, kan ons vir jou aanbied. So ons gaan kyk wat eerste plek, wat is koste-effektief? Wat is jou behoefte en hoe kan ons jou portefeulje struktureer om sê, luister, ons hoef nie net vir jou die groen huis of die pers huis te gee nie. Ons kan vir jou alles al buite gee om seker te maak dit pas in jou portefeulje in, as ook die beste groei en die beste vir jou is. Ja, so baie kere verwys hulle ook na alternatief. So as jy byvoorbeeld na alternatief kyk, is dit op twee basisse waarvan jy praat. Alternatiewe advies en natuurlik alternatiewe fondssamenstellings. As jy gaan kyk na alternatiewe advies, hoe beoog julle dit of hoe benader julle dit? Kyk, ek dink ons grootste gedeelte in alternatiewe advies om te gaan sê, luister, go back to basics, maar kyk anders daarna. Hoe kan jy dieselfde instrumente wat enige adviseur al buite het gebruik, maar tot die voordeel van jou kliënt? So as 'n voorbeeld gebruik, sê weet jy wat, ja, ek sit 'n bedrag weg, maar ek gebruik nie daai rente nie. In plaas van dit net in 'n rekening te los, hoe vat ons dit en maak nog 'n belegging vir jou. So op die einde van die dag gaan kry daai sirkel effek om sê jou een belegging begin jou volgende een betaal, begin jou volgende een betaal en dit kos jou as belegger nie ekstra uit jou sak uit nie. So voordat jy jouself kry, sit jy met 3 of 4 beleggings wat jy net jou oorspronklike kom ons sê R1000 voor betaal het. En dit is om te gaan kyk, hoe kyk ons anders na dieselfde produkte as wat enigiemand vir jou het, maar tot die beste voordeel van jou as belegger. As jy byvoorbeeld kyk na alternatiewe advies, kan ek 'n anniteit byvoorbeeld vir my minderjarige kind uitneem en hoekom sal ek dit doen? So kyk, ja, jy kan. So ek is een van hulle, my dogtertjie is so amper 2 jaar oud en sy het 'n aftreeanniteit. Jy mag dit vir hulle uitneem. Ongelukkig gaan hulle nie belastingvoordeel kry nie want hulle werk nog nie. Maar jy kan dit doen en vir so min as R300 'n maand kan jy aftreeanniteit vir hulle skep. So nou om jouself 'n idee te gee, gaan doen gou vinnig jou eie sommetjie. R300 'n maand, die tyd vir daai kind 18 is sy omtrent 20, 30 jaar voor enigiemand anders. Wat 'n 30-jarige persoon ken jy wat reeds, kom ons sê R100,000 in sy aftreeanniteit het, bitter min. Maar jou kind van 18 tot en met 20 tot 24 gaan daai bedrag hê. En nou vat jy saamgestelde rente tot daai kind eendag 65 is en aftree. Jy sit hom baie ver vorentoe. Ongelooflik ver vooruit in die lewe. En natuurlik hy kan ook daai kapitaal gebruik, jy weet tot op ouderdom 55 nie. 100%. En hy kan die premie oorneem, jy weet as hy dan nou volwasse genoeg is om dit te kan doen en dan kan hy belastingvoordeel. Ja, so kyk jou tweepotstelsel is tot hulle voordeel, maar dit is waar finansiële beplanning saam met jou kind in werking tree om sê luister, moenie aan daai geld raak nie want dan gaan wys jy verskil om te sê wat kos hy vandag teenoor of wat prys hy vandag teenoor 15 of 20 of 30 jaar, maar in die groter prentjie kan jy gaan sê luister, jy mag daai geld eers op 55 raak of sou jy emigreer en finansiële emigreer, dan kan ons daai geld vir jou losmaak. Maar anders as dit, het jy jou kind uitgesorteer vir die res van hulle lewe. Rian, mense wat klaar reeds afgetree is. Okay, so met ander woorde, hulle is inkomste-trekkende kliënte. Fondssamenstelling by Everest Wealth en volatiliteit bestuur. Hoe benader julle dit?
Ja, ek dink ons belangrikste is, en ons het al baie daaroor gepraat, om te sê, luister, jy wil nie risiko vat op jou kapitaal nie. So hier wat ons nou gesien het, wat markte onstabiel is die laaste tyd, op, af. As jou portefeulje nie reg saamgestel is in daardie aspek nie, dan gaan jy verloor. So nou sê ons, weet jy, dat jy wil nie elke liewe maand aandele verkoop om 'n inkomste te kry nie. Ja, een maand gaan jy 8 aandele moet verkoop om jou inkomste te kry, maar die volgende maand as die markte val moet jy 20, maar op 'n gelyktydige lynbasis oor 'n jaar wil jy nie onnodige aandele verkoop nie. So jou struktuur in jou portefeulje moet ongelooflik goed beplan word om seker te maak dat jy nie daai kapitaal verloor nie en om seker te maak, weet jy wat, jy het groeikapitaal en dan jy inkomste kapitaal en as jou portefeulje reg saamgestel is, behoort jy nie onder 10% per jaar te kry nie. Wel, dit is waarvoor julle staan by Everest Wealth, is natuurlik om my volatiliteit te bestuur. En ek dink julle doen dit ook baie goed, soos wat dit van die oog af lyk. As 'n mens byvoorbeeld ook nou gaan kyk na ander aspekte, soos byvoorbeeld volatiliteit wat op die markte is, maar daar's ook ander adviseurs daar buite wat natuurlik advies gee rondom wat ek oor die naweek gelees het, die FSCA baie sterk opgetree deur 'n sekere adviseur wat byvoorbeeld op sekere kategorieë advies gee wat jy nie mag doen nie, want op die einde van die dag kan kliënte finansiële verlies ly as gevolg van daai sekere kategorieë. Wat is jou opinie daaroor? So kyk jy, ons moet altyd gaan seker maak en dit is waar jy as kliënt ook jou navorsing moet doen. So Google is jou best friend in hierdie saak, nie as jy 'n dokter moet sien nie, maar in hierdie saak, om te gaan kyk, is jou adviseur wel geakkrediteer? So as ons dit terugvat om sê, luister, as jy in 'n aftreeproduk is, kom sê lewensanniteit, en daar is direkte aandele in daai lewensanniteit, dan hoef die persoon nie 1.8 te hê nie, want hy gee nie direk advies op aandele nie. Maar as jy direkte aandele het, soos wat jy gister gepraat het, 'n REIT aandeel of wat ook al, en is 'n direkte aandeel, jy het 5 hierso, 3 hierso, en daai adviseur sê vir jou, ek sê verkoop 8 van die, 2 van die, en ons skuif daardie geld. Daai adviseur moet kategorie 1.8 hê wat aandele is by die FSCA. As hy dit nie het nie, tree hy teen die wet op. Dis waarvoor jy versigtig moet wees. So as hy in 'n ander portefeulje is of 'n aftreitheid, 'n lewensanniteit of wat in 'n saamgestelde portefeulje, dan is hy veilig. Maar as hy direk vir jou sê, "Tuis, verkoop daai X aandeel, want vat daai paar rand en sit dit anders." En hy het nie 1.8 nie, tree hy teen die wet op en wees versigtig daarvoor. Ek dink weer is so belangrik, jy weet, om net 'n adviseur te kan kry wat natuurlik daai kundigheid het, maar net so vinnig in 30 sekondes as jy net vir die kykers al buite kan sê waar en hoe kan hulle met Everest Wealth kontak maak? Ja, so ons is enige plek op die webtuis, as jy net ons naam intik, daar's 'n vorm wat jy kan invul aan een van ons kundige dames of manne in die kantoor sal jou kontak, hoor wat jou behoefte en dan jou aan 'n geakkrediteerde adviseur voorstel, om dan te kan sê, die adviseur kan jou help met wat ook al jy nodig het, of dit nou boedels, testamente, korttermyn of beleggings is. Ek gaan graag afsny. Dankie Rian, baie passievol soos altyd. Elsa, oor na jou. Baie dankie Rian en Thys, Google is jou beste vriend. Nou net hierna gesels ons met die eerste Suid-Afrikaner om die Annapurna bergspits in Nepal te klim. Bly ingeskakel vir daai interessante gesprek net hierna.